Ons is eintlik besig om te kyk na die boek van Handelinge. Nou die boek van Handelinge is die storie van die disippels nadat Jesus opgevaar het hemel toe. So dis die disippels wat uitgegaan het en die evangelie van gaan verkondig het. Nou die twee hoofkarakters in die boek van Handelinge was Petrus en Paulus. Nou Petrus het vir Jesus verloon, maar Jesus gebruik nog steeds vir Petrus om die kerk te begin en ons het dit gesien in Handelinge 2. En hulle het verskriklik baie verdrukking ontvang. Ons het ook gesien hoeveel keer was Petrus in die tronk gegooi. En dan die meerderheid van die boek van Handelinge gaan oor Paulus. Nou Paulus oorspronklik het die kerk vervolg, maar Jesus gebruik nog steeds vir Paulus om die evangelie te verkondig. En hier is die tydlyn van waaraf hy Jesus ontmoet het op pad na Damaskus in Handelinge 9 en in die vorige lesie van Handelinge in Handelinge 18 is waar hy in Korintië en Efese was. Maar soos dat ons deur sy tydlyn gehardloop het, het ons gesien dat hy het ook vreeslike verdrukking ontvang. Byvoorbeeld in Handelinge 14 was hy gestenig gewees. Van die Joodse leiers het gedink hy's dood, maar hy was toe nou nie dood nie. En dan die disippels in die boek van Handelinge het ook vreeslike bonatuurlike tekens gesien. Byvoorbeeld, oral waar Petrus geloop het en sy skaduwee het op mense geval, het hulle gesond geword. Maar daar was baie verdrukking ook, meestal van hulle eie Joodse leiers, maar ook van die Romeine, wat daai tyd die wêreldheersers was, en ook valse leringe het hulle teespoed gebring. En ons het die opsomming oor die moeilike tye wat hulle deurgegaan het nou oorgegaan na 2 bladsye toe. Nou in Paulus se tweede sendingsreis het hy die volgende briewe geskryf, dis Galasiërs, Tessalonisense, Romeine en Korintiërs, en dit is dan nou die lessies wat ons eers nou ingegooi het so in die middel van die boek van Handelinge. So nou kan ons aangaan met Handelinge met Paulus se derde sendingsreis wat hom 4000 km gevat het. Nou gekom in Efese toe vra Paulus vir van die Christene of hulle al die Heilige Gees ontvang het, en hulle antwoord was in Handelinge 19:2, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Nou, dit was as gevolg van hulle onkunde. Paulus het die Jode in Efese probeer oortuig van die waarheid, maar daar was alweer 'n handjievol mense wat kwaadsprekers was. Daarom het Paulus toe sy eie Bybelskool begin en vir 2 jaar lank die mense geleer wat wou geleer geword het. En dan in Handelinge 19 vers 11 sien ons weer 'n bonatuurlike teken en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. Selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op siekes gelê was, het die siekes gesond geword. Nou sommige van die Jode wou ook probeer het om duiwels uit te dryf en hulle het aan die duiwels gesê in Handelinge 19:13, ons besveer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Nou hulle het self nie 'n verhouding met Jesus gehad nie, hulle wou die krag gebruik van Paulus se Jesus, maar die duiwels het hulle geantwoord, Jesus ken ons, Paulus weet ons van, maar wie is julle? En die duiwelbesetes het hulle oorval en naak gelos dat hulle weggevlug het. Nou Jesus is nie 'n superpower wat ons links en regs rondgooi nie, dit is 'n verhouding. Jesus het vir ons hierdie vermoë gegee om siekes te genees en duiwels uit te dryf, omdat hy lief is vir ons. Maar sommige Jode het dit nie verstaan nie. Maar as mens mooi dink, baie mense daar buite wat nie Jesus ken nie, verstaan ook nie ons verhouding met hom nie. Jy sal dit eers verstaan as jy self in 'n verhouding met hom staan. Nou in Efese was die bekering so groot geweest dat ons sien in Handelinge 19 vers 19 en verskeie van die wat met towery omgegaan het die boeke bymekaar gebring en voor almal verbrand en hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat dit is 50,000 silwerstukke. En ek het gaan Google, dis omtrent 90 miljoen rand se boeke wat hulle verbrand het om van hulle verlede ontslae te raak. Dit is dan wanneer jy weet die bekering is opreg. As dit jou finansiëel kos, maar dit maak nie saak nie, want jy ken nou die waarheid, jy ken vir Jesus. Nou die mense van die dorp Efese het geglo hulle stad was gekies deur die godin Diana. Daar het iets uit die hemel uitgeval, heel moontlik iets soos 'n meteoriet, en hulle het dit gesien as 'n teken van die gode. Daarom was die afgodsaanbidding van Diana baie groot in Efese. As gevolg van al die bekeringe in Efese, het die silversmid wat afgodsbeeldjies van Diana gemaak het en verkoop het, sy besigheid dit gevoel. Want Paulus spreek van 'n god, een wat nie met hande gemaak word nie. Toe het 'n opstanding plaasgevind vir omtrent 2 ure lank, waar hulle van Paulus se metgeselle gesleep het na die skouburg. Maar die skare was stilgemaak, want hulle was bang vir die Romeinse soldate. Die stadsklerk het die skare tot bewaring gebring en gesê in Handelinge 19 vers 35, watter mense is daar tog wat nie weet dat die stad Efese die tempelbewaarder is van die groot godin Diana en van die beeld wat uit die hemel uitgeval het nie. Hy sê vir die skare, hierdie manne het niks gesteel by die tempels nie, hulle laster nie Diana nie,
Die skare moet nou rustig raak. In Troas het een van Paulus se teachings tot middernag aangegaan en een van die mense wat geluister het aan die slaap geraak en homself doodgeval uit die 3de verdieping se venster. In Handelinge 20 vers 10 sê Paulus, moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom. Paulus het ondertoe gegaan, sy arms om hom gesit en hy was toe uit die dood uit opgewek, nog 'n bonatuurlike teken. Paulus het gehoor dat sodra hy in Jerusalem kom, gaan hulle hom arresteer en Rome toe stuur. So onthou, Paulus het nou al 3 sendingsreise en elke keer probeer hy teruggaan na Jerusalem vir een of ander fees, want onthou die Jode moes vir 3 feeste teruggekeer het na Jerusalem toe. So sy mission was om terug te wees in Jerusalem voor hierdie fees begin. En dan gaan net gou weer lees, Paulus het gehoor dat sodra hy in Jerusalem kom, gaan hulle hom arresteer en Rome toe stuur. Handelinge 20:21. Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring. Paulus het so ver gegaan en al die ouderlinge laat roep en vir hulle gesê hulle gaan hom nie weer sien nie. Daarom, sy laaste woorde aan hulle is, pas op die gemeente. Vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg. Paulus waarsku die ouderlinge, in die toekoms gaan daar wolwe in die kerk inkom om dit te verskeer. Mense wat verkeerde dinge gaan praat. Vers 31, daarom moet julle waak. Dis eintlik so hartseer om te dink hoe vinnig ons as Christene kan val vir valse leringe. Maar die antwoord is, lees jou Bybel, leer God ken, raak sensitief vir die stem van die Heilige Gees, sodat ons valse teachings vinnig kan raak sien. Nou die mense was baie hartseer dat Paulus moes teruggaan na Jerusalem, veral oor dat hulle geweet het hy gaan daar oorhandig word aan die heidene. Met sy reis op pad terug het 'n profeet na Paulus toegekom en hy het Paulus se gordel geneem en sy hande gebind en vir Paulus gesê, so sal die Jode die man wie se gordel dit is in Jerusalem bind en in die hande van die heidene oorlewer. Baie mense het Paulus probeer keer, maar Paulus se antwoord was in Handelinge 21:13, want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Die Heilige Gees het Paulus 3 keer voorberei dat hy gaan in Jerusalem gevang word. Nou in Jerusalem het Jode van Asië vir Paulus herken en 'n oproer gemaak. Hulle het Paulus gegryp en hom begin slaan, maar die Romeinse soldate was geroep na 'n ander oproer en vir 'n oomblik het hulle toe van Paulus vergeet. Maar 'n sekere owerste het Paulus gebind met kettinge, maar Paulus vra of hy asseblief met sy eie volk kan praat. Paulus het die Joodse skare vertel. Hy self is 'n Jood en 'n Fariseer geleer onder Gamaliel. Nou dit is 'n baie bekende Fariseer. Hy self het die Christene gestop en gevang, totdat Jesus aan hom verskyn het. So hy vat nou die geleentheid om met die skare in Jerusalem te gesels. Hy het vertel waar hy 'n ontmoeting met Jesus gehad het op pad na Damaskus, waar hy uitgegaan het en die mense begin leer van Jesus. Die skare het mooi geluister, totdat Paulus gesê het dat die boodskap is vir die heidene ook. Toe skree hulle in Handelinge 22:22, weg van die aarde met so 'n mens, want hy behoort nie te lewe nie. Die Romeinse soldate het weer vir Paulus gegryp, want hy is besig om die skare onrustig te maak. Maar toe die Romeinse soldate hoor dat Paulus self is 'n Romein deur geboorte, was hulle baie bang en hulle het hom laat staan. Nou Paulus was die volgende dag weer voor die Joodse raad, en toe Paulus sien daar is 'n hele klompie Fariseërs en Sadduseërs, toe sê hy in Handelinge 23 vers 6, ek is 'n Fariseer, oor die hoop en die opstanding van die dode staan ek voor die gereg. Paulus het nie gejok nie, hy verkondig Jesus se opstanding, maar hy het die geleentheid gebruik om die aandag van hom af te haal, want toe begin die Fariseërs en die Sadduseërs met mekaar stry, want lewe na die dood en engele en demone is 2 onderwerpe waaroor hierdie 2 groepe glad nie ooreengestem het nie. Die stryery het so erg geraak dat 'n Romeinse soldaat het ingespring en Paulus uit die skare uitgehaal. Die volgende dag het Jesus aan Paulus verskyn en vir hom gesê, hou goeie moed Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. Nou die Joodse leiers in Jerusalem was so vyandig teenoor Paulus, hulle het hulle self beloof, hulle gaan nie eet nie, totdat Paulus doodgemaak word. Hulle het 'n plan gemaak om toestemming te kry by die Romeinse soldaat om Paulus weer terug te vat en om te ondervraag by die Joodse raad. Maar eintlik was die plan om dan vir Paulus dood te maak. 'n Familielid van Paulus het dit gehoor en vooruitgehardloop om vir Paulus te waarsku. Hy het dit aan die Romeinse soldaat deurgegee, waarvan hulle hom dieselfde nag nog na gouverneur Felix toegestuur het. Dit is dan nou in Caesarea. Die Romeinse hoofman het gevoel Paulus verdien 'n regverdige hofsaak. So hy het toe gehoor dat die Jode
wou vir Paulus 'n hofsaak geroep het vir na 'n hofsaak toe, maar eintlik wou hulle hom doodgemaak het. Daarom voel die Romeine, nee, dit is nie fair nie. Paulus verdien 'n regverdige hofsaak. Daarom stuur hy hom toe na Caesarea. Nou Paulus het 'n begeerte gehad om die evangelie in Rome te kry. Die Here het 'n roeping op hom geplaas om na Rome te gaan. Baie keer in ons eie lewens gee die Here vir ons 'n droom, 'n passie, maar die pad tot by die droom speel nie altyd af soos ons gedink het dit gaan nie. As mens mooi daaraan dink, Paulus wou die evangelie van gaan verkondig. Dit is mos baie maklik om vir die Here om vir Paulus 'n boottrip te organise en te betaal, en dan kan Paulus gaan doen wat die Here van hom verwag, maar die Here het gewoonlik ander planne. Paulus se roete het toe nie so maklik gegaan tot in Rome nie. Gouverneur Felix, onthou dis nou in Caesarea, het Paulus onder huisarrest gesit, omdat sy beskuldigdes nog nie daar was om hulle saak te stel nie. Die Joodse raad het toe opgedaag met 'n advokaat, en Paulus beskuldig van die volgende twee. Hulle sê, hy is 'n verwerker van oproer onder al die Jode in die wêreld, en hy is 'n voorman van die sekte van die Nazareëners. Paulus verdedig toe homself en hy sê, die dag toe hulle hom gegryp het en hom gearresteer het, was hy nie besig om 'n oproering te maak nie, en hulle het nie bewyse van die beskuldigings teen hom nie. Paulus was toe vir 2 jaar onder Felix se bewaring tot die volgende gouverneur Festus. So ja, die Joodse leiers het al die pad Caesarea toe gegaan met 'n advokaat sodat hulle Paulus kan terugvat Jerusalem toe, maar hulle saak was nie sterk genoeg nie, en toe op die einde het hy toe onder Felix gebly. Maar Felix was toe nou nog net 2 jaar gouverneur gewees, toe kom die nuwe gouverneur wat Festus is. Die Joodse leiers het toe weer probeer om vir Paulus terug te kry in Jerusalem om hom dood te maak, maar Festus het gesê hulle is welkom om Caesarea toe te kom en 'n wetlike saak teen Paulus vir hom voor te lê. Onthou, die Jode probeer vir Paulus doodmaak, maar daar is geen wettige rede waarom hulle hom kan vonnis tot die dood toe nie. Daar's niks in die Moses se wette nie, en daar's niks in die Romeinse wet nie. En om te keer dat Paulus 'n onwettige saak in Caesarea sou hê, het Paulus gesê hy beroep die keiser. Nou dit is soos om jou saak na die Hooggeregshof toe te neem, en die keiser is in Rome. Nou koning Agrippa, hy was die Joodse koning, het gehoor van hierdie Paulus wat deur sy eie mense doodgemaak wil word, net oordat hy rondgaan en die mense vertel van die Jesus wat uit die dood uit opgestaan het. Dit het hom baie geïnteresseer en hy het gevra of hy Paulus kan ontmoet en die saak nagaan. Paulus sê aan die koning hy het groot geword as 'n fariseer, 'n baie streng Joodse posisie, en al die stamme van Israel weet van 'n hoop van die Messias wat moet kom, en nou word hy beskuldig oor dat hy self hierdie hoop getuig. Handelinge 26 vers 22, ek spreek niks buiten wat die profete en ook Moses gesê het sou gebeur nie. Hy vertel toe vir koning Agrippa dat Jesus het gelei en hy het uit die dood uit opgestaan, waarop Festus toe sê, jy is kranksinnig Paulus. Paulus sê hy is nie mal nie, vra koning Agrippa, wat self 'n Jood is. Dit is profeseë in hulle geskrifte. Nou op die einde het koning Agrippa gesê, Paulus doen niks om die dood te verdien nie. Hy kan inteendeel eintlik losgelaat word, maar Paulus het op die keiser geroep en daarom moet die saak nou eers in Rome verskyn. Nou onthou, Paulus het 'n swaar behoefte en 'n roeping om in Rome te kom, om die evangelie daar te gaan verkondig. Daarom gee hy nie om dat hy sopas onskuldig verklaar is deur die koning nie. Ons kan self ook by Paulus leer. Ons is soms so gefokus op ons huidige vleeslike situasie, dat ons die geestelike gedeelte van ons journey miskyk. Paulus gee nie om gevangenes te wees nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Hy kan nou 'n free boottrip Rome toe kry, al is dit as 'n gevangenis. Nou die boottrip self was nie eers maklik nie. Daar was vreeslike sterk winde en Paulus het op 'n stadium 'n waarskuwing gekry in Handelinge 27 vers 10. Manne, ek sien dat die reis met 'n ramp en 'n groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewens. Maar die hoofman het nie na Paulus se waarskuwing geluister nie en 'n groot storm het hulle getref in vers 20. En omdat die son en ook die sterre baie daarlank nie geskyn het nie en 'n ewige storm ons gedruk het, is eindelik alle hoop om gered te word ons ontneem. Paulus het die mense op die boot bemoedig en gesê, ja, die boot gaan dit nie maak nie, maar geen mens sal sterf nie. 'n Engel het aan Paulus verskyn en gesê dat Paulus gaan in Rome opdaag, al lyk dit uiteindelik nie so nie.
Nou gewoonlik lees mens hierdie gedeelte in Handelinge so vinnig en dan mis mens die tydperk wat dit vir Paulus hulle geneem het. Hulle is nou al vir 3 dae al besig om teen hierdie storm te beklei. Elke dag sit jy met 'n vrees en 'n wonder of die boot vandag gaan sink. Alles was oorboord gegooi om die vrag ligter te maak, selfs die nodige kosse. Nou ons verstaan nie altyd waarom ons deur moeilike tye gaan nie. Paulus was onskuldig gevang deur die Joodse leiers in Jerusalem, maar dit het gemaak dat Paulus voor goewerneurs en konings kon staan en die evangelie verkondig. God se plan met Paulus was Rome, maar om daar te kom was ook 'n vreeslike gevaart. Maar dink net al die manne op die boot wat self onder vreeslike druk en vrees is. Hier het Paulus 'n geleentheid om hulle te wys wat se vrede het kinders van God in die middel van 'n storm. Ons gaan nou sien dat die boot het gesink en hulle het uitgespoel op 'n eiland Melite. Nou hoeveel keer voel dit of alles om ons net in mekaar val? Of alles om ons net nie wil uitwerk nie. Waarom kon Paulus hulle se boot dit net nie maak nie? Maar God het 'n afspraak gehad met die mense op hierdie eiland. As die boot dit gemaak het, was Paulus hulle op pad na Rome en die mense van Melite het nooit van Jesus gehoor nie. Ons moet God se planne vertrou. Weereens, mens besef nie altyd wat se lang fight hierdie vir Paulus hulle was nie. Hulle het 3 dae op die boot in die storm beklei, maar die boot het steeds gebreek. Nou dryf hulle in die see vir 14 dae al. 14 dae sonder enige teken van land. Nou toe hulle uiteindelik land sien, was dit selfs moeite om op die strand te kom. Handelinge 27 vers 41. Maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan. Ek dink teen hierdie tyd het almal van ons al lankal opgegee. Paulus wil vir die Here gaan werk in Rome, maar niks wil uitwerk nie. Die ergste, toe hulle uiteindelik op die land kom, toe besluit die Romeinse soldate om al die Romeinse gevangenes dood te maak, want net nou hardloop hulle weg. Maar die hoofman oor Paulus het gekeer dat dit gebeur. Nou die locals van die eiland was baie oulik met die skipbreekleiers en hulle het vir hulle vuur gemaak sodat hulle kan droog word want dit was koud. Paulus het nog hout gekry om op die vuur te gooi, toe pik 'n slang hom. Nou my genade, Paulus het ongelooflike bad luck op pad na Rome. Baie keer is dit die duiwel wat ons destiny probeer keer, maar baie keer is dit ook God wat toelaat dat sulke dinge met ons gebeur vir 'n rede. Onthou, God het 'n afspraak met hierdie mense op hierdie eiland en hulle ken hierdie slange. Daarom sê hulle Paulus het net 'n paar uur dan gaan hy doodgaan. Maar Paulus het net die slang afgeskit in die vuur en niks het met hom gebeur nie. Soveel so dat die locals gedink het hy's 'n god, maar dit het vir Paulus die geleentheid gegee om met hierdie mense die evangelie te deel. En hulle was vir 3 maande lank op hierdie eiland waar Paulus toe nou vir die siek mense gebid het en hy het geëvangeliseer. Nou gekom in Rome het Paulus guns gevind by sy voorman en hy kon in sy eie huis gebly het onder huisarrest. Handelinge 28 vers 30 en Paulus het 2 volle jare in sy eie gehuurde huis gebly en almal ontvang wat na hom gekom het terwyl hy die koninkryk van God gespreek en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus met volle vrymoedigheid sonder enige verhinderinge. Nou terwyl Paulus in Rome onder huisarrest was, het hy die volgende briewe geskryf wat ons nou hierna gaan kyk. Dis die brief van Efesiërs, Filippense, Kolossense en Filemon. Nou Paulus het deur al hierdie teëspoed gegaan vir goeie rede, die uitbreiding van die evangelie, maar God sal altyd jou bereidwilligheid eer. Die roete tot in Rome was baie moeilik, maar dit het ook gemaak dat daar 'n vertroue was tussen Paulus en sy voorman. En dit het gemaak dat Paulus uiteindelik in Rome die evangelie kon verkondig sonder enige teëspoed. Ons moet net vashou en deurdruk. Dit gaan nie altyd maklik wees nie. Jesaja 60 vers 22 sê, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen."